Goeiemôre, ek is Frederik Pretorius. Ons lees vanoggend uit Esegiel 36, vers 6 en 27, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Daar is min dinge so ontmoedigend soos om te probeer verander, maar telkens weer in dieselfde sonde terug te val. Baie mense dink die Christelike lewe gaan daaroor om harder te probeer. As jy net genoeg dissipline het, genoeg wilskrag en genoeg moeite doen, sal jy uiteindelik die mens word wat God wil hê jy moet wees. Maar die evangelie leer iets baie diepers. God gee nie bloot opdragte nie. God gee nuwe harte. Dink 'n oomblik aan wat die Here hier deur die profeet Esegiel beloof. Hy sê dat hy die mens se hart gaan herstel. Nie, hy sê nie hy gaan jou hart opknap of effens verbeter nie. Hy sê hy gaan die hart wegvat, die hart van klip en 'n nuwe een gee. Dit beteken dat die grootste wonderwerk in die lewe van 'n Christen gebeur nie buitekant nie. Dit gebeur nie buite jou nie, maar binne in die Christen. Voordat ek Christus geken het, het ek dalk geweet wat reg is. Ek kon self saamstem met baie van die dinge wat die Bybel leer, maar diep binne in my was daar nie 'n ware liefde vir God nie. Ek het my eie wil gevolg, ek het vir myself geleef, my diepste begeertes het om myself gedraai, en toe kom die genade van God. En skielik gebeur iets wat ek nie aan myself kon doen nie. Ek begin verlang na die dinge waarvoor ek voorheen min belangstelling gehad het. Ek wil die Here leer ken. Ek wil sy woord lees. Ek wil bid. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil meer soos Christus word. En natuurlik beteken dit nie dat daar die stryd verdwyn nie. Inteendeel, baie gelowiges ontdek juis na hulle bekering hoe werklik die stryd en die sonde is. Paulus skryf daarvan in Romeine 7. Daar is dae wanneer ons diepste begeertes en ons sondige neigings teen mekaar bots. Ons almal ken die stryd. Daar is dae wanneer ons nie lus is om te bid nie. Daar is dae wanneer ons nie lus is om te vergewe nie. Dae wanneer ons eerder ons eie pad wil loop. Dae wanneer ons dink ons weet beter. Maar hier is die verskil. My diepste begeerte van my nuwe hart bly steeds God. Dit is soos 'n kompas wat altyd weer na die noorde terugkeer. Dit mag deur die storms rondgeslinger word, dit mag tydelik van koers afwyk, maar uiteindelik wys dit altyd weer in dieselfde rigting. So werk die genade van God in die nuwe hart. Daarom is die vraag nie of 'n Christen ooit met sonde worstel nie. Die vraag is eerder, wat is die diepste begeerte van sy nuwe hart? Wil hy uiteindelik by Christus wees? Wil hy uiteindelik gehoorsaam wees? Wil hy uiteindelik God verheerlik? Wanneer die antwoord ja is, sien ons die werk van God se vernuwende genade. Dit gee baie groot hoop, want dit beteken dat my geestelike groei nie uiteindelik afhanklik is van my eie vermoë nie. Ja, ek moet bid. Ja, ek moet die woord lees. Ja, ek moet die middele van genade gebruik. Maar agter dit alles staan die Gees van God self wat in my werk. Die Here het nie net begin om my te verander nie, hy gaan voort om my te verander. Elke keer wanneer ek sonde begin haat, wat ek eens lief gehad het, is dit sy genade. Elke keer wanneer ek Christus meer liefkry as voorheen, is dit sy genade. Elke keer wanneer ek opstaan na 'n val en weer na hom toe terugkeer, is dit sy genade.
Dalk kyk jy vandag na jou eie lewe en sien baie gebreke. Jy sien dalk baie sonde wat uitgeroei moet word. Moenie net kyk na hoe ver jy nog moet gaan nie. Kyk ook na dit wat God reeds gedoen het. As jy vandag vir Christus lief het, al is dit onvolmaak, is dit reeds die bewys van sy werk in jou. 'n Hart van klip het nie vir Jesus lief nie. 'n Hart van vlees wel. En die God wat daardie nuwe hart gegee het, sal voortgaan met sy werk, totdat jy eendag volkome soos Christus sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U nie net my sondes vergewe nie, maar ook my hart verander. Dankie dat U deur U Gees nuwe begeertes in my wek. Help my om daardie begeertes te voed en elke dag nader aan Christus te leef. Wanneer ek struikel, herinner my daaraan dat U steeds besig is om U werk in my te voltooi. Amen.